Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 22 Januarie, die verborgenheid van goddelikheid. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir u genade dat ons nog 'n dag, nog 'n studie kan doen. Liewe Heer, seën asseblief hierdie studie en maak asseblief ons gedagtes helder, dat ons u woord mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. 1 Korintiërs 8 vers 2 is 'n bekende vers in die Bybel wat lees: As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Daar is geen onderwerp waarvan ons alles weet nie. Ons kan altyd nog iets meer oor enigiets leer. Hoeveel te meer dan wanneer dit gaan oor ewigheidswaarhede met betrekking tot die godheid en die vleeswording. Paulus verwys dikwels na Christus se verbasendwekkende verwaardiging om 'n mens te geword het. Dit is 'n onderwerp wat in die ewigheid nie uitgeput sal kan word nie. Lees Romeine 8 vers 3, Hebreërs 2 vers 14 tot 18 en Hebreërs 4 vers 15. Wat was die grondslag van Jesus se neerdaling en sy menswording? Ons lees Romeine 8 vers 3. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Ons lees Hebreërs 2 vers 14 tot 18. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeder gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons lees Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hoe was dit vir die ewige Seun van God moontlik om deur die werking van die Heilige Gees 'n Godmens in Maria se baarmoeder te word? Lukas 1 vers 35 sê vir ons: En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Ons deins terug as ons daaraan dink oor hoe die oneindige en ewige skielik 'n beperkte menslike wese wat onderhewig aan die dood was geword het. Dit is die kern van wat Paulus in 1 Timoteus 3 vers 16 sê, die verborgenheid van die godsaligheid noem. In die pragtige lied van Filippense 2 verwek Paulus hierdie neerdaling in sekere opsigte meer breedvoerig as op ander plekke in die skrif. Punt nommer 1. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was. Die woord morfe, gestalte, verwys na sy goddelike natuur, dat Jesus gelyk met die Vader was. Johannes 1 vers 1 sê ook: In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Punt nommer 2, Filippense 2 vers 7, homself ontledig.
Die verborgde natuur van Jesus wat homself ontledig het van sy goddelike voorregte, sodat hy waarlik mens kon word om versoek te word net soos ons, is verbasend. Punt nommer 3. Filippense 2 vers 8, homself verneder. Deur die menslike natuur te aanvaar, het Jesus wegbeweeg van universele opperheerskappy na volkome diensbaarheid en teenoorgestelde van Lucifer se doelstelling. Punt nommer 4. Filippense 2 vers 8, tot die dood toe, ja, tot die dood van die kruis. Daar was geen meer veragtelike manier om te sterf as wat Jesus gekies het om te sterf nie, wat hy saam met sy Vader in die raad van vrede beplan het, soos Sagaria 6 vers 13 dit stel, en wat vooraf deur Moses, wat die slang op 'n paal gesit het, geïllustreer was in Numeri 21 vers 9, Johannes 3 vers 14. En was hy ook sodoende sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, soos gelees in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hoe kan en moet ons deur op wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, te fokus? Die kruis ons voorbeeld van oorgee en nederigheid. Ons meer nederig sowel as onderdanig aan God maak.